Verhoudings deur geduld help ons floreer. Hoe geduldig is jy? Ons wêreld verwag natuurlik van ons vinnige reaksies, soos om feitelik dadelik op 'n oproep, 'n WhatsApp, 'n SMS, 'n e-pos te reageer. Argument is gewoonlik tyd is geld. Maar wat dikwels vergeet word, is dat dieper verhoudings nie op blitsige reaksies gebou word nie. Dit word eerder gebou deur geduld. Geduld is 'n geestelike en 'n psigologiese krag wat verhoudings verdiep. Hoe beskryf Paulus dit al in sy tyd, wat lank voor internet en lank voor satellietkonneksies was? Hy skryf in Kolossense 3 vers 12, Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. So hier skets Paulus 'n hele leefstyl van genade. En geduld is binne hierdie leefstyl 'n aktiewe verdraagsaamheid met iemand anders. Dis die keuse om iemand se lewensproses, iemand se plesier en ja, iemand se pyn te eer. Geduld is 'n kernkomponent van geestelike en emosionele intelligensie en veerkrag. Volgens John Gottman se navorsing oor verhoudings is verdraagsaamheid en sagmoedigheid juis sleutels tot langtermyn verbondenheid. En dis veral belangrik in konflikhantering. Kom ons kyk 'n oomblik na ons eie lewe. Dink aan 'n situasie waar jy vandag of in die week wat kom eintlik geduldig moet wees. Dit mag by die werk wees of met 'n lewensmaat, 'n kind of 'n vriend. En dan vra jy jouself, hoe kan ek in daardie situasie aan die persoon geduld betoon? Dalk beteken dit dat jy ruimer tyd in jou dagboek moet aanteken. Dalk moet jy jou selfoon gewoon op sy sit, sodat jy nie gestuur word in julle bymekaar wees nie. Onthou jy kan bid en vra, Here, gee my vandag die geduld om daar te wees vir die persoon en in die situasie. Lief geïnspireerd.